Goeiedag lieve vriende, baie welkom by Huisfiks. Ja, ek gaan vandag vir ons uit Psalm 2 lees. Die rede waarom ek dit gaan doen is, julle sal onthou Sondag toe ons uit Hebreërs uitgelees het ons gesê die hoëpriesterskap wat Jesus gekry het van die Vader is iets wat hom toegeken is, en dan staan daar in Hebreërs hoofstuk 2 'n aanhaling wat toe uit Psalm, deel van hierdie aanhaling kom uit Psalm 2 uit, waar hier so staan, wat is 'n Excuse toch vrienden, ek moet net gou my opdek hier in Hebreërs skryf, dat ons hom kry, excuse, verkeerd is Hebreërs 5, waar hier so staan, jy is my seun, vandag het ek jou vader geword. Dit is die aanhaling in Hebreërs hoofstuk 5, wat ons kry, waarna ons vandag verwys as ons nou gaan Psalm 2 lees. Nou ek gaan Psalm 2 lees, en nou moet ons onthou, Psalm 2 is ons daarom 'n hele ruk voor die boek Hebreërs geskrywe, dat ons net die agtergrond reg het. En nou staan hier, waarom is daar onrus onder die volke? Waarom smeed die nasies planne en dit te vergeefs? Die konings van die aarde is in opstand, die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde en sê, kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af. Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit. Die Here spot met hulle. Hy spreek hulle aan in sy toorn, in sy gramskap, jaag hy hulle op loop. Dit is ek wat hom as koning gesalf het oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. Vra my en ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou eysterscepter, hulle flenter slaan soos 'n kleipot. Vriende, ja, hierdie gedeelte word in Hebreërs hoofstuk 4 aangehaal, waar die Here, waar gesê wat God en Jesus Christus dan aangestel is, hierdie hoëpriester, hierdie een wat hy alle mag op die ouend gee. Nou sê die Here Jesus voor sy hemelvaart vir sy disippels, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En hierdie Psalm, wat waarskynlik baie keer ook gebruik is wanneer 'n nuwe koning aan bewind gekom het en hy hierdie Psalm gevat het, of die priesters daar bestig van hierdie Psalm gevat het by sy inligting en sê, maar God het jou gesalf tot koning oor Sion. En hy het vir jou gesê, jy is my seun, en daarom lag God vir hierdie ouens wat sê, ons gaan hierdie ou koningkie se nek omdraai, en lag God vir hom nie. Julle kan nie sy nek omdraai nie, want ek het hom gesalf as koning. En kom ons hou daaraan vas, dat my en jou hoëpriester, die Here Jesus Christus, is deur God aangestel om vir jou en vir my versoening te bring. Hy is ons heil en ons beskerming, soos wat hierdie koning sy krag vind in die feit dat God hom uitgekies het, God hom aangestel het, God aan hom die mag gegee het. Dis my en jou se vrede daar, dat God het in Christus, vir Christus gekies, en aan hom alle mag gegee in die hemel en die aarde. En daarom is ek en jy, as ou kleine mensies op hierdie groot wêreld rondloop, is dit ons sekuriteit. Ons het 'n Pa wat 'n verlosser aangestel het. Hy is die almagtige koning. Hy lag vir die wêreld. Hy lag vir die bose, omdat hy oorwin het. Kom ons hou dit vas in hierdie tyd. Wonderlike Here, ons dank U dat ons in hierdie dag in hierdie land kan uitgaan, in hierdie wêreld, hierdie stikkende wêreld, en dat ons nie bang hoef te wees nie, want ons weet, Christus het die kinders, die skepsels uitgekies om in die skadu te leef, om in die skadu van Christus, die een wat U as ewige verlosser aangestel het, te leef. En aan U en aan hom is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Amen. Vriende, kom ons gaan leef met vreugde en in die oorwinning wat aan Christus gegee is. Totsiens.